Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tear till I met you. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that pain. Out of the darkness into your glorious day. Your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old made new, Jesus, when I met you. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing, now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open. When you call my name, I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Into your glorious day. Goeiedag familiekerk, vriende. Baie lekker om jou aanlyn saam met ons te hê. Mag dit vir jou 'n geseënde dag wees en mag die woord wat aan jou bedien word vol betekenis vir jou wees. Ek lees nou die dag van hierdie prediker of pastoor wat in die groot wye oseaan val
en hy kan nie swem nie. En daar kom 'n vissersboot verby en die wil vir hom oplaai en hy sê vir hulle, nee, die Here self sal my red. En so kom daar 'n passasiersboot verby en die kaptein van die boot sê vir hom, kom, laat ons jou uithaal. Hy sê, nee, die Here sal sorg vir my. En so verdrink hy, en hy kom by die hemel, en hy sê vir die Here, Here, hoekom het U my nie gered nie? Hy sê, ek het dan 2 keer probeer, ek het dan 2 bote verby jou gestuur. Vriende, baie keer sien ons nie raak die uitkoms wat daar vir ons is nie. Ons leef in moeilike tye. Ons leef in tye van groot druk, veral hier aan die einde van die jaar. Diegene wat kinders het sal weet van eksamens en skole wat klaarmaak en al eintlik klaar begin regmaak vir volgende jaar. Ons sien targets by die werk wat bereik moet word. Ons sien soveel dinge wat klaargemaak moet word. En dikwels verloor ons perspektief. Dikwels sien ons nie raak wat daar vir ons is om aan vas te hou nie. Ons sien nie kans om nog aan te gaan tot die einde van die jaar toe nie. Trouwens, ons sien nie eers kans vir volgende jaar nie. Dit is soos een groot berg, hierdie situasie waarin ek is. Ek weet nie hoe ek het gaan maak nie. Ek wil met jou vanoggend kortliks deel oor die Christelike hoop, wat fundamenteel deel van ons geloof as gelowiges is, as Christene is. Ek wil vir jou 4 sleutels gee, wat ek vir jou wil noem, waaroor jy kan gaan nadink, wat dit beteken om hoop in die lewe te hê, en nie maar hopeloos te versink in 'n oseaan van ellende en van diep gemors nie. Die eerste sleutel, vriende, wat ek vir jou wil gee, is dat hoop gebaseer is op 'n ewige perspektief. Hoop vra 'n ewige perspektief. Ons lees in Hebreërs 11 vers 1, Hebreërs 11 terloops, is die hoofstuk wat oor geloof gaan en oor mense wat God op sy woord geneem het en in geloof opgetree en gehandel het, groot dinge gedoen het, groot verlossings bewerk het, groot uitkomste beleef het. Lees ons in Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hoop vra dat jy moet vashou, daar is 'n ewigheid. Daar is iets verders as die huidige lewe. Hoop vra dat jy sal vashou daaraan, dat volgende jaar 'n nuwe jaar is wat vir my uitkoms kan bied. Hoop vra dat ek 'n toekomsperspektief sal hê, en sal weet dat God vir my goeie dinge voor oë het. Hoop is om nie terug te kyk in die verlede en 'n gevangene daarvan te wees nie. Hoop is om nie in die huidige problematieke van vandag vasgevang te wees nie. Alhoewel ons leef in vandag en elke oomblik van hierdie dag moet benut en geniet, het hoop 'n perspektief dat daar is iets verder aan. Daar is iets diepers. Daar is iets hoërs. Daar is 'n volgende tyd van nuwe dinge. Die Message vertaling vertaal dit vir my so pragtig. The fundamental fact of existence is that this trust in God, this faith, is the firm foundation under everything that makes life worth living. It's our handle on what we can't see. Geloof is om te weet, ek kan nie alles met my oë sien nie, ek kan nie alles in my verstand omvat nie. Daar's dinge wat ek nie kan sien nie. Dis om met geloofsoë na die toekoms en na die ewige lewe te kan kyk. Die tweede sleutel wat ek vir jou wil gee, is dat hoop gebaseer is, die Christelike hoop, op God se beloftes.
Romeine 8 vers 23 sê, ons kan weet dat God vir ons alles sal gee wat hy beloof het. Wat het God beloof? Vriende, die Bybel is vol van God se beloftes. Feitelik elke bladsy het 'n belofte wat God vir sy kinders, vir sy volk, vir die volgelinge van Jesus gee. So hoop is om vas te hou aan daai beloftes, te glo dat dit waar is. Te glo, al is dit nie nou op hierdie oomblik waar nie, dat dit waar sal word. Geloof is om vas te hou dat God se guns oor ons lewe is. Geloof is om vas te hou daaraan dat God sy belofte sal waarmaak. Al lyk dit nie op die oomblik so nie, al voel dit nie op die oomblik so nie. Dis wat die Christelike hoop se basis is. Derdens sien ons hoop is gebou op geloof, soos ons reeds aangeraak het. Romeine 15 vers 13 sê, mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. God is die God van hoop. En deur ons geloof tap ons in dit in, net soos God die God van liefde is. En ons met ons geloof, wanneer ons liefde kort by hom dit gaan haal. Want sê Romeine op 'n ander plek dat deur die Heilige Gees stort God sy liefde in ons. Dieselfde geld vir hoop. Dat ons in geloof daai hoop kan gaan haal en dat God deur die Heilige Gees vir ons daai hoop sal gee. Ons sien dat Paulus in Korintiërs so skryf dat die 3 groot sleutels van die lewe geloof, hoop en liefde is. Hierdie 3 werk saam met mekaar. Hierdie 3 staan in verband met mekaar. En deur die geloof ontsluit ons die ander 2. Ek weet dat geloof, soos wat die disippels in die storms van die lewe ervaar het, toe hulle in 'n fisiese storm op die see van Galilea was, dat hulle geloof klein geraak het. Geloof lek, liewe vriende. Dit is soos 'n fietsryband, as jy hom 'n jaar laat staan, papper raak hy lek. Geloof lek. Geloof moet daarom steeds aangevul word. Geloof moet daarom steeds deur die Heilige Gees in ons lewe versterk word. Geloof, hoop en liefde. Dit is wat God vir sy kinders wil gee. Ons lees in Romeine 15 vers 13, geloof is die oorsprong van al ons hoop en vertroue. Mag God julle lewens vol maak met alle blydskap en vrede. Mag hy gee dat julle lewens tot oorlopends toe vol is met hoop. Mag julle weet dat julle toekoms in die Here is vas en seker. Mag julle weet die krag van die Heilige Gees dra julle. So vertaal die boodskap, vertaling dit vir ons. Die laaste sleutel om Christelike hoop in jou lewe te kan hê as 'n anker, is dat hoop aktiveer deursettingsvermoë. Ons lees in Romeine 5 vers 3 tot 5, ons is ook trots wanneer ons swaar kry. Want ons weet dat wanneer ons swaar kry, dan leer ons om geduldig te wees. En wanneer ons geduldig is, dan wys dit, ons is soos God wil. God dit wil hê. En wanneer ons is soos God wil hê, dan hoop en weet ons dat God ons sal red. Ons weet ons sal kry wat ons hoop, want God het die Heilige Gees vir ons gegee. En die Heilige Gees maak ons harte vol met God se liefde. Sien hier weer die interaksie van liefde en hoop en van geloof. Vriende, deel inherente deel. Ek wil amper sê 'n fondament van die Christelike lewe, van jou geestelike lewe, is deursettingsvermoë. 'n ander woord wat die Bybel gebruik is volharding. Of wat ons in sommige gewone taal sê, vasbyt. Vriende, die geestelike lewe, soos jy al baie sou gehoor het, is 'n marathon. Dis nie 'n 100 meter sprint nie.
En so dikwels het ek gesien dat mense wat die Here aanneem en dan so gou teleurgesteld raak. Dis soos die gelykenis van die saaiër sê, die onkruid kom op en dit verdring die goeie vrugte, of dit val op rotsagtige grond. Dis net so rukkie, dan die probleme van die lewe begin jou onderkry. Nee, jy moet volhard, daar's deursettingsvermoë, jy moet vasbyt. Wanneer jou asem opraak, druk deur tot daar 'n tweede asem kom. Deursettingsvermoë is kardinaal, 'n kardinale element van hoop. Kyk wat sê the Message vertaling vir ons. We continue to shout our praise, even when we're hemmed in with troubles, because we know how troubles can develop passionate patience in us, and how that patience in turn forges the tempered steel of virtue, keeping us alert for whatever God will do next. In alert expectancy, such as this, we're never left feeling shortchanged. Quite the contrary, we can't round up enough containers to hold everything God generously pours into our lives through the Holy Spirit. Mag in hierdie feestyd, maak nie saak wat jou omstandighede en situasie is nie, of dit een van hartseer of een van blydskap is, of dit een van verdrukking of een van vreugde is. Mag die hoop wat die Heilige Gees in jou lewe werk, die Christelike hoop jou dra, en mag jy weet, God se guns en goedheid is oor jou lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons nie op eie krag, insigte en vermoëns hoef staat te maak nie. Dankie dat ons kan weet en kan vashou en hoop in ons lewe kan hê. Dit maak nie saak wat ons situasie en omstandighede is nie. Daar sal vir ons uitkoms wees. Daar sal 'n nuwe jaar aanbreek. Daar sal 'n nuwe toekoms wag vir ons. Daar is 'n ewige lewe wat vir ons verseker is. Amen. Mag jy 'n baie goeie Kersseisoen 2025 beleef. Stilte oor my dag, in die skadu van die ewige, dan weet ek jy is al wat saak maak, soos die liefde weer my hart kom aanraak. Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, meer as wat ek ooit kan bring,
niemand soos U is nie, en dat niemand so belangrik soos U is, niks so belangrik soos U is in ons lewe nie. Stel jou oop vanoggend vir hom. En jy sal 'n aanraking beleef.